Môre by 'n paar plekke in die Bybel stil staan. So as jy 'n pen het, dink ek dit sal goed wees as jy 'n notaatjie kan maak van die gedeeltes. Die eerste plek waar ons by gaan stil staan, kan julle gaan soek in die Bybel. En dit is Genesis 1. Genesis 1. Johan, ek glo jy gaan hulle vir ons op die bord ook hê, nê? Nie vandag nie. Ai Johan. Volgende Sondag, dankie. So, luister mooi, skryf die teksgedeeltes neer en dan kan jy hulle rustig gaan lees by die huis. Vandag is jy hier om te luister. So luister mooi wanneer ons die gedeeltes saam lees. Kom ons maak ons oë toe en ons vra ook vir die Here se seën. Here, ons het vanoggend hier saam kom sit. Ons het begin deur te sê ons gee oor. Ons gee ons bekommernisse, ons gee ons vrese in u hande. Ons is hier om dit in gebed en met smeking en met danksegging aan u bekend te maak, Here. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om 'n handboek te kan hê, 'n Bybel te kan hê wat ons kan oopmaak, 'n Bybel wat ons kan lees, waarhede wat ons uit die woord uit kan kry, Here. God geïnspireerde woorde, u woord self. Maar Vader, vanmôre wil ons nie hê dat dit net woorde op papier moet wees nie, Here. Ons wil hê dit moet woorde wees wat in ons inbeweeg en wat ons verander. En daarom, Vader, bid ons u seën op die woord af vanmôre. Here, laat dit nie net mense woorde sal wees wat ons hoor nie, maar u woorde. Here, seën elkeen wat vanmôre hier sit en luister. Seën elke prediker wat vanmôre preek en maak dat ons vir Jesus en Jesus alleen sal sien, sal beleef, sal ervaar. Dankie dat ons dit vir u mag vra, o Heer. Amen. Vriende, as jy konstant angstig is en jy is konstant bekommerd, wil ek vir jou sê dit is oukei. Jy is nie alleen nie. Daar is so baie redes hoekom ons bekommerd kan wees en hoekom ons hierdie vrees hier binne ons kan hê. Dit is net een persoon wat 'n verkeerde ding sê of iemand wat 'n verkeerde knoppie druk en ons sit met 'n wêreldoorlog. En as die wêreld se bekommernisse en vrese nie vir jou genoeg is nie, sit ons almal nog met bekommernisse en vrese ook hier binne in elkeen van ons. Jou bloedtelling het weer gestyg. Jou spaarrekening word al minder. Jou huwelik verbrokkel. Jy stres en hierdie stres in jou lewe word al hoe meer. Jy kan nie slaap nie, jy kan nie eet nie. Jy kan nie hierdie chaos waarin jy is beheer nie. Jy kan ook nie hierdie chaos kalmeer nie. So die resultaat van angstigheid en bekommernis is die goed word net al hoe meer. Die resultaat is angstigheid en bekommernis hier in jou lewe word net al hoe meer. En die kans is goed dat jy vanmôre hier sit en dat dit jy is wat sukkel met angstigheid, bekommernis en vrees. Maar die kans is ook baie goed dat jy iemand ken wat sukkel met angstigheid, bekommernis en vrees. So volgens die Nasionale Instituut vir Geestesgesondheid word angsversteurings gesien as 'n pandemie. Onthou julle COVID? Ons het dit 'n pandemie genoem. Nou volgens die Instituut vir Geestesgesondheid word angsversteurings gesien as 'n pandemie. Hoor gou mooi oor die volgende statistiek. In 'n jaar sal 50 miljoen Amerikaners die effek van 'n paniekaanval, 'n angsaanval, fobies of enige ander angsversteurings beleef. Dis daai gevoel van jou bors wat toetrek, jy word lighoofdig, jy wil nie tussen 'n groot klomp mense kom nie. En volgens die studie wat daar gedoen is, kom angsversteurings is die nommer 1 ding waarmee vrouens sukkel. Dis die nommer 1, dit kom in hulle lewe nommer 1 voor as 'n geestesgesondheid. Dis die nommer 1 ding waarmee 'n vrou sukkel. Naas alkohol of dwelms, is dit nommer 2 die probleem waarmee mans sukkel. Nog 'n studie in Amerika wys dat die land, Amerika is nou die land wat tans die hoogste vlak het van angs in die wêreld. Nou Suid-Afrika word nie altyd hoog op hierdie goed gesit nie. Ons sien ons nie daar bo in die topkant van hierdie lys nie. Maar wat skrikwekkend is dat hierdie persentasie jaarliks groei. Dit word al hoe meer jaarliks. Sommige navorsers dui daarop dat hierdie persentasie wat dit groei per jaar al hoe hoër word en dit is hoër as baie ander lande. Hier sit ons in 'n land
die land van sonskyn, die land van see, die land van berge, die land van bos en vlaktes. En hierdie pragtige land van ons word 'n land van angs en vrees. Nou hoe kan dit wees, vriende? Hoe kan dit gebeur dat alles wat ek nou gesê het, hierdie mooi land waarin ons bly, dat dit 'n plek word van angs en vrees? Ek meen, ons karre wat ons ry is al hoe veiliger, ons huise is veiliger, ons het kos om te eet, ons het skoon lug om in te asem, die son skyn, ons het water wat ons kan drink, en tog beleef ons nog steeds hierdie angs en vrees. Ons word nie konstant aangeval nie. Ja, daar is misdaad in ons land, maar ons word nie konstant aangeval nie. Nou as bekommernis hoe Olimpiese spele was, en die tem was op die Olimpiese spele, sou ons verseker in die finaal gehardloop het. Nou ek is so dankbaar, ons kom nog nie eerste nie, nê. Maar sou verseker in die finaal wees. Ons sou dit nie gewen het nie, maar daar sou ons gestaan het. So wat doen ons, vriende? Wat doen ons met al hierdie angs en al hierdie vrees wat ons beleef? Voordat ons 'n tree vorentoe beweeg, moet ons dalk vir 'n oomblik net gou eers stil staan en net eers duidelikheid kry oor al hierdie goed. Vriende, angs en bekommernis is nie 'n sonde nie. Hoor julle dit? Angs en bekommernis is nie 'n sonde nie, maar die gevolg van angs en bekommernis kan lei tot sonde. Dit kan maak dat jy sonde doen. Dit is 'n respons op sonde. En die respons dit van wat? Hoekom doen ons dit? Hoekom beleef ons hierdie angs en die vrees? Hoekom doen ons hierdie sondes? Ek dink dis omdat ons 'n generasie is wat ongelooflik besig is en ons is 'n generasie wat ongelooflik kwaad is. En dis iets wat hierdie wêreld van ons nog nie gesien het nie. Ons het dit nog nie in die geskiedenis van hierdie wêreld beleef nie. So angs en bekommernis is nie 'n swakheid nie, maar dit kan jou swak maak. Dit kom steel jou slaap, dit maak jou moeg, dit maak jou gedagtes deurmekaar, maar tog is daar nog steeds 'n lig aan die einde van die tonnel. Is dit nie wat ons laasweek gehoor het nie? Het ons nie laasweek gehoor die hulp is hier nie? Wie is ons hulp? Ons het laasweek gehoor ons hulp is die Heilige Gees. Dit is God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. Dit is God se teenwoordigheid in ons lewe, want waar is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is hier binne in elkeen van ons. En wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees vat ons in die teenwoordigheid van God in. Die Heilige Gees is ons stem by die Here en die Heilige Gees vat ons woorde en sit dit, plaas dit en gaan gee dit vir die Here. Nou julle geweet dat die eerste taak van die Heilige Gees was gewees om chaos te verander in rustigheid. Het julle dit geweet? Dis hoekom ek sê, ons maak oop daar in Genesis 1. Genesis 1 vers 2. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. En hoor hierso, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Die prentjie van die aarde, dit was nie 'n vriendelike een gewees nie. As ek hier in my gedagtes nou 'n prentjie moes skets van dit wat ek nou net hier gelees het, dan sien ek hierdie stormagtige waters. Ek sien hierdie golwe. Ek sien dis donker. Ek sien chaos. En dan wat lees ons hierso? Ons sien in hierdie oomblik kom die Gees van God en dit het gesweef oor die waters. Nou ek sou nogal 'n ander werkwoord verwag het daarso. Ek sou gedink het aan die Heilige Gees sou iets sê, die Heilige Gees sou praat, die Heilige Gees sou rigting gee, maar ons sien die Heilige Gees het gesweef. Nee, gesweef. Hoekom gesweef? Nou die woord gesweef kom op nog 'n plek voor in die Bybel. En die keer is dit in Deuteronomium. Deuteronomium 32 vers 11. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. Die boodskap vertaal vers 11 as 'n arend skop op 'n dag haar kleintjies wat te groot geword het uit die nes uit. Hulle moet op hulle eie begin kos soek en hulle eie nes skrob. Maar wanneer sy hulle uitskop, vlieg sy onder hulle in sodat sy haar kuikens eers op haar vlerke kan dra. Sy doen dit totdat hulle self kan vlieg en genoeg selfvertroue het om oor die weg te kan kom. Die 33 vertaling sê, soos 'n arend sy nes
opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Hier sien ons weer die woord sweef, gesweef. Nou die prentjie wat ek hier kry, is hier sit 'n klomp klein arendjies binne in 'n nes, hulle bekke is oop, hulle skree, hulle soek kos, hulle is honger, en al wat hulle nodig het, is hulle mamma, arend, wat haar vlerke sprei, wat sweef, sodat hulle kalm en rustig kan word daar waar hulle is. So haar taak is eenvoudig, sy moet hierdie kinders van haar kalmeer, sy moet hulle rustig hou. So ons sien so die Heilige Gees, die Gees van God, oor die waters gesweef, en daar het kalmte gekom, en die skepping kon begin. Kom ons lees weer Genesis 1, vers 2 tot 4. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. So wat sien ons? Toe die kalmte, die Gees van God oor die waters gebring het, toe was die aarde gereed gewees, sodat die skepping kon plaasvind. So die Ou Testament kom gee vir ons hierdie prentjie van sweef, en in die Nuwe Testament sien ons nog 'n prentjie. In die Nuwe Testament lyk dit nie soos 'n arend nie, maar in die geval lyk dit soos 'n duif. Ons sien dat al 4 evangelies, hier aan die begin van die evangelies, praat hulle oor dit. Kom ons lees Matteus 3 vers 13 tot 16. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Johannes die Doper doen alles in sy vermoë om hierdie familielid, hierdie neef van hom nie te doop nie, en Jesus sê nee, dis hoe dit gaan werk. En Johannes en Jesus is daar in die water in, en toe Jesus uit die water uitkom, het die hemel bo hulle oopgegaan, en soos 'n duif, het die Heilige Gees neergedaal en op Jesus gekom. Nou Lukas die evangelie vat dit 'n tree verder. Baie van die vertalings sal sê dat hy het as 'n duif neergedaal. Nou daar's baie woorde wat ons kan gebruik om, en wat die Bybel gebruik as 'n metafoor vir die Heilige Gees, om die Heilige Gees te verduidelik. Ons sien woorde soos wind, vuur, water, olie, maar hier sien ons 'n duif. Rustig, sag, soos 'n duif. Hoekom? Hoekom 'n duif? Ek het gehou van die arend, né? Hierdie vreesaanjaende, vreeslose arend wat met 'n spoed afduik op daai rot van 'n duiwel en hom daar vasgryp in sy kloue en hom uit hierdie wêreld van ons af uitruk. Ek hou van die arend se idee. Die beeld van die arend. Maar ek sou ook dalk gehou het van die beeld van 'n uil. Uil is mos wysheid. Of wat van 'n meadowlark? Dit is hierdie mooi singende voeltjie in Noord-Amerika. Maar nee, wat kies God? God kies 'n duif. En hier is nogal interessant. Hoekom? Deel van die verduideliking moet tog iets te doen hê met 'n duif se moederlike sorg en instink. En dit kan vergelyk word met die Heilige Gees. So in die Bybel, veral in die Hebreëus, sien ons dat die woord duif word vertaal in die vroulike vorm. So as ons aan duif dink, dink ons aan die vroulike vorm. So duif is dikwels die beeld van moederskap, omdat hulle eie melk kan produseer. Het julle dit geweet? Ek het dit nie geweet nie. Maar toe gaan lees ek, hulle praat van kropmelk. So hier binne in die krop produseer 'n duif melk, tipe melkerigheid wat sy maak. So 'n duif sorg vir haar kuikens, net soos wat die Heilige Gees vir ons ook sorg. Die Heilige Gees is hier om ons te beskerm. Die Heilige Gees is hier om ons te vertroos. Dit is altyd nogal vir my interessant, as daai 2 manne van ons in die aand wakker word. Die eerste woorde wat hulle skree, of as hulle huil, die eerste woorde wat hulle skree is, Mama! Hulle roep nie papa nie.
Hulle roep mamma. Hulle weet iets van 'n ma. 'n pa is nodig. Maar 'n pa is iets wat wil regmaak. 'n Pa wil altyd iets regmaak. 'n Pa wil altyd iets uitsorteer. 'n Pa is daar om 'n oplossing te gee en 'n oplossing te kry. Maar 'n ma is daar om rustig te sit. 'n Ma is daar om na haar kinders te luister. 'n Ma is daar om haar kinders te vertroos. 'n Ma sal 'n kind vashou solank soos wat daardie kind vasgehou wil word. Maar daar is tye wat ons 'n vader nodig het, né? Daar is tye wat ons die krag van 'n vader nodig het. En dit kom doen God vir ons. God die Vader is daar vir ons. Hy bied vir ons daardie krag. Daar is tye wat ons 'n verlosser nodig het. En God die Seun, Jesus is daar om vir ons 'n verlosser te wees. Maar daar's ook tye wanneer ons die Gees van God nodig het. So in hierdie Triniteit van God die Vader, God die Seun, het ons ook God die Gees nodig, die Gees van God nodig. Ons het die Gees van God nodig, wat elkeen van ons na ons toe kan kom met deernis, met daardie omgee, daardie simpatie, daardie sagtheid, net soos wat 'n ma na 'n kind toe kom. En dis hoekom die Heilige Gees gekom het. Ons sien dit duidelik in die woord. Die Gees is hier om ons te bemoedig. Die Gees is hier om ons te versterk. Die Gees is hier om vir ons te help. Die Gees is hier om vir ons 'n vrede te gee wat alle verstand te bowe gaan. Ek weet nie of jy dit al beleef het, daai vrede nie. Daai tyd wanneer dit vir jou voel, jy moet nou bang wees. Jy moet nou bekommerd wees. Jy moet nou eintlik nie weet wat om te doen nie. Dan ewe skielik beleef jy net hierdie vrede wat hier oor jou kom. En dis presies wat die Gees doen. Nou wat is die vrug van die Gees? Wat is die goed wat die Gees vir ons wil gee? Die Gees wil vir ons kom gee liefde. Die Gees wil vir ons blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Sit jy dalk vanmôre hier en jy hunker na dit. Jy hunker na liefde, jy hunker na vrede. Jy hunker na daardie sagtheid. 'n Onlangse studie deur die Amerikaanse Psigiatriese Assosiasie het gewys dat 51% van Amerikaners beskryf hulle self as angstig en bekommerd. En vriende, dit is presies wat Satan wil hoor. Dis presies wat hy wil sien. Dis waarop hy fokus. Hy fokus op woorde. Hy fokus om woorde van angstigheid en vrees in hierdie wêreld van ons in te stuur. En ons almal ken daai woorde baie goed. Ons almal gebruik daai woorde 'n paar keer op 'n dag. Paar keer. Ons kom net eers mee agter dat ons daai woorde gebruik nie. Ons sal sinne sê soos die ergste moontlike scenario. Ons sal woorde gebruik soos onmoontlik. Ons sal woorde gebruik soos geen uitkoms, geen uitweg. Ons leer hierdie woorde aan. Ons het hierdie geneigtheid om hierdie woorde te gebruik. En wat doen hierdie woorde met ons? Hierdie woorde maak dat ons wakker lê in die aand. Hierdie woorde maak dat ons nie ons breine kan afskakel nie. Hierdie woorde maak dat ons kan wakker lê daar in die aand in ons bed en ons kan nie slaap nie. Hierdie woorde laat jou dink dat daar is nie meer hoop nie. Hierdie woorde laat jou voel daar is nie meer 'n uitkoms nie. Hierdie woorde se taak is juis om dit vir die wêreld te sê. Daar is geen meer hoop nie. Hierdie woorde se doel is om vrees in hierdie wêreld in te stuur. Nou daar's baie goed wat ons kan doen om ons vrees te probeer beheer. Ons gebruik medikasie, asemhalingsoefeninge, yoga. Verstaan mooi, elkeen van hulle het hulle plek. Maar as jy 'n kind van die Here is, het jy iets in jou. Jy het die Heilige Gees hier binne in jou. En omdat die Heilige Gees hier in jou is, het jy 'n bron wat nie uitgeput kan word nie. Jy het God tot jou beskikking. Jy het die grootste bron tot jou toegang. En dit is die lewende teenwoordigheid van God in en by jou, die Heilige Gees. So vriende, volgende keer, wanneer angs en vrees en bekommernis jou oorval, wil ek jou aanmoedig om dit te doen wat Paulus gedoen het. Dis om dadelik deur die Heilige Gees in die teenwoordigheid van God in te beweeg. Dis om nader na God toe te beweeg. En hoe het hy dit gedoen? Deur lofprysing en aanbidding. Efesiërs 5 vers 18 tot 20 sê: Moet julle nie aan drank te buite gaan nie.
Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. So Paulus kom wys vir ons twee maniere hier in Efesiërs 5 vers 18 en 20. Kom wys hy vir ons twee maniere hoe ons met hierdie innerlike chaos van ons kan werk. Nommer 1, deur intoksikasie, dwelms of drank. En aan die ander kant sien ons, intoksikasie, dwelms en drank, om besig te wees met die wêreldse goeders. Maar vriende, ons weet wat doen daai goed. Ons weet daai goeders maak dat ons net dieper en verder in die moeilikheid ingaan. So ons het drank aan die een kant, maar aan die ander kant is hierdie intoksikasie ook, om jouself te oorlaai met werk, om die heeltyd besig te wil wees, om die heeltyd besig te wil wees met die wêreldse goed. En hierdie goeders, die Engelse woord wat hulle gebruik is hierdie rush. Jy kry hierdie rush om besig te wees. Maar ons weet mos daai goed hou nie. Ons weet dit doen presies die teenoorgestelde. Ons kom agter dat ons probleme word eintlik net meer en meer en meer. En nog steeds sit ons presies waar ons was. So wat is die beter opsie wat Paulus vir ons gee? Hy praat van feesviering, hy praat van lofprysing, hy praat van aanbidding. Hy sê, vul die lig met lofgesange. Hy sê, sing tot eer van die Here, sing geestelike liedere, sing vir die Here. Hy sê, word gevul met die Heilige Gees. Konstante aanbidding maak jou hart skoon. Lofprysing kom vat vrees en bekommernis uit jou lewe uit jou gedagtes uit. Het jy al beleef hoe Christelike musiek die vermoë het om jou te kan kalmeer? Het jy al beleef hoe Christelike musiek, presies wat ons nou beleef het nou, hier aan die begin met die lied wat ons geluister het. Op stadium het dit stil geraak. En ek kon sien almal was rustig. En ek kon sien almal was kalm gewees. So Christelike musiek het die vermoë om iets binne in ons te doen, om jou gemoed te verander. Almal van ons aanbid, vriende, maar nie almal aanbid God nie. En dit is moeilik om dit vanmôre te hoor. Almal van ons aanbid, maar ons bid nie altyd almal tot God nie. Want wat aanbid ons? Ons aanbid ons nuwe kar, ons aanbid ons salarisverhoging, ons aanbid ons nuwe posisie by die werk, ons aanbid dalk 'n nuwe liefde wat in ons lewe het, ons aanbid, noem dit wat ook al ons kan aanbid. Die nuwe maarder jy. Daar is altyd iets wat ons aanbid. Maar baie keer mis ons vir God terwyl ons besig is om te aanbid. Vriende, as jy verkeerd aanbid, as jy die verkeerde goed aanbid, gaan jou probleme altyd net meer en meer word. As jy die gewig van jou probleme begin voel, as jy die gewig van jou probleme jou moeg maak, as jy dalk swaar dra aan dit, mag dit dalk wees dat jou verstaan van God dalk te klein geword het? Jou prentjie van God, het dit dalk te klein geword? Vriende, daar is nie iets wat 'n prentjie van God vir ons meer helder en duideliker maak, en wat God groter maak, as deur sy naam te loof en te prys, deur sang nie, deur gebed en met smeking en met danksegging nie. Daar is niks wat God se prentjie groter maak nie. 'n hart wat sing, 'n hart wat sing saam met mede-Christene, soos ons vanoggend hier gedoen het, om vir iemand te gaan sing, om saam met iemand te sing in die kerk. Paulus sê vir ons, hy sê sing. Hy sê sing vir mekaar, sing in die kerk, sing in die kar, sing by die huis. Nou ek is mal daaroor om kliphard te sing, maar my kinders dink nie altyd is 'n goeie idee as pappa kliphard sing nie. Adrian sal vir my sê, nee pappa, sing sagter. Jammer, as jy langs my in die kerk moet sit. Druk maar net daai een oor toe, want ek mag jou dalk van die noot af sing. Maar dit pla my nie. Dit pla my nie, of ek nou mooi kan sing, of ek nie mooi kan sing nie. Vriende, ons kan naweke by plekke gaan staan, en Steve kan daar voor staan, en ons kan sê, jy Steve, en ons sing saam met hom, uit volle bors uit,
En ons steek ons hande in die lug. En dan staan ons op 'n Sondag hier in die kerk en ons mompel. Ons kan nie sing nie. Maar in 'n wêreld daar buitekant kan ons in klaps gaan staan en ons hande in die lug opgooi en sê, "Wow!" Maar as ons vir die Here moet sing, dan kan ons nie vir die Here sing nie. Dan is ons monde toe en ons mompel. Vriende, sing. Sing vir die Here, sing in die kerk, sing by jou huis. Wat doen dit? Dit verdryf die vrees en die bekommernis hier binne in jou uit. Nou of iemand van jou stem hou en of hulle nie van jou stem hou nie, dis irrelevant. Sing vir die Here. Wat saak maak is, dat die Here hoor, jy sing vir hom. Dat die Here jou hart hoor. Jy gaan aanbid, maar maak seker wie jy aanbid. Nou julle die storie van Paulus en van Silas. Hulle was daar in Filippi gewees, op 'n sendingreis. Hulle was besig gewees om die woord te verkondig. Die mense het hulle gevange geneem. Hulle het vir hulle toegesluit in die tronk. Hulle hande en hulle voete was toegesluit gewees. Hulle was geslaan gewees. Hulle was gemartel gewees. Hulle was ver van hulle huise af gewees. Hulle was ver van hulle mense af gewees. Ons sou dink hulle sou daar sit en hulle sou angstig gewees het. Maar kyk wat gebeur. Kyk wat lees ons Handelinge 16 vers 25 tot 26. Teen middernag was Paulus en Silas besig om wat te doen? Besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgebars. Ek wou daar wees. Ek wil dit sien. Ek wil dit hoor. Ek wil dit beleef. Kan julle julleself indink? Daardie lofprysing wat daar plaasgevind het. Dit was nie in die gemak van 'n kerkgebou gewees nie. Hulle was vasgemaak gewees. Hulle was vasgeboei gewees. In die tronk. Moeilike omstandighede. En hulle kies om die Here se naam te loof en te prys. Hulle kies om te sing. Hulle het nie geweet hoe Handelinge 16 gaan eindig nie. Ons weet hoe dit eindig, ons het dit nou net gelees. Hulle het nie geweet hoe dit gaan eindig nie. Al wat hulle gehad het, was die geloof wat hulle in hulle verlosser gehad het. So wat het hulle gedoen? Hulle het aanbid. Hulle het geprys. In plaas daarvan om paniekbevange te raak, in plaas daarvan om kwaad te raak, het hulle rustig geraak. En hulle het geloof en geprys. Nou hoe kan ek en jy dit prakties doen? Hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons ook dit beleef wat hulle beleef? Hier is hoe dit werk, vriende. Dit is donker, dit is middernag, en jy lê in jou bed, en jy rol om, en om, en om, en om, want jy kry nie geslaap nie. Ek meen, jy het al besluit jy wil 9 uur in die bed gaan klim, want môre is dit 'n moeilike dag. Jy het dalk 'n belangrike afspraak môre. So jy het vol vroeg in die bed gaan klim en dit is nou al 1 uur, 2 uur en jy het nog nie 'n oog toegemaak nie. Wat doen ons? Sing. Loof die Here, prys die Here. Nou dis bietjie moeilik as jy saam met iemand bly in die huis, nê? Nou toe ek alleen gebly het, was daar 'n tyd gewees wat ek deur so 'n moeilike tyd gegaan het waar ek gesukkel het om te slaap as gevolg van iets wat gebeur het. En ek het toe nog hier in Jim Fouché straat gebly. Nommer 3. Dan sou ek daar in die aand in die bed gelê het en ek sou kliphard 'n lofprysingslied aangesit het, die Here se naam geloof en geprys het en uit volle bors uit gesing het. Dis wat ek sou doen. En ja, dit was maklik geweest om dit te kon doen. Maar ek dink as ek nou sommer ewe skielik daar gaan lostrek in die bed hier in die middel van die nag, mag ek dalk net 'n knie in my ribbes kry of 'n elmboog teen my kop en sê slaap, ons almal wil slaap. Maar wat kan jy doen? Jy kan na 'n ander vertrek toe gaan. Jy kan in 'n ander vertrek gaan sit. Jy kan daar gaan sing. Jy kan daar na 'n lied gaan luister. Jy kan daar sing terwyl jy
na 'n lied luister. Het sal goed wees as jy jou Bybel ook kan saamvat, en jou Bybel kan oopmaak. Een van my gunsteling gedeeltes, Psalm 34, vers 4 tot 7. Sing saam met my oor die grootheid van die Here, en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep, en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. En hoor hierso, die Here het gehoor, uit al my benoudheid het hy my gered. Jy sing, jy lees, jy bid. Jy vat hierdie angs wat jy het en jy gaan gee dit vir die Here. Jy noem dit op die woord. Here, ek het môre 'n belangrike afspraak. Here, hier is dit waarvoor ek bang is. Ek is bang ek vergeet my woorde. Here, ek is bang, is hierdie die regte besluit? Maar wat doen ons ander eerder? Ons lê eerder daar en top oor wat kan moontlik gebeur. Ons probeer al hierdie scenario's hier in ons kop uitwerk oor dit wat moontlik kan gebeur. Gaan ek my woorde vergeet? Gaan ek iets verkeerd sê? Is dit die regte besluit wat ek maak? Dis wat ons doen. Maar wat moet ons doen? Ons moet sing. Ons moet dit vir die Here gee. Ons moet dit wat hier binne ons harte vir ons bang maak, moet ons vir hom gee. Gaan dit beteken dat jy dadelik in die slaap gaan raak? Dalk. Dit het op 'n stadium vir my gewerk. En dit het my gehelp. Maar dalk gaan jy nie aan die slaap raak nie. Maar een ding kan ek jou beloof. Jou hart gaan 'n rustigheid en 'n vrede begin beleef. Vriende, dit is nie God se wil vir ons om konstant te leef met vrees en angs en bekommernis nie. Dit is nie God se wil vir ons nie. Nou, ons is nogal geneig om te sê, my pa het gestres en my ma het gestres en dis hoekom ek ook stres, né? Ons doen dit mos. Maar God wil dit nie hê nie. Vriende, almal van ons is bang, almal van ons is vol vrees. Maar jy hoef nie almal te wees nie. Want wat het ons? Ons het die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En die Heilige Gees is nie waar nie, hy is in jou. Dieselfde een wat oor die water gesweef het en kalmte gebring het, dieselfde een wat soos 'n duif, as 'n duif uit die hemel uit neergedaal het, dieselfde een wat daar was daai nag toe Paulus en Silas daar gesit en aanbid het, is dieselfde een wat hier is vir jou. En hy wil dieselfde vir jou kom doen. Vriende, mag jou chaos kalm te word. Dis wat die Heilige Gees wil kom doen vir jou. Laat hy teenwoordig wees in jou lewe. Kom ons probeer om minder te fokus op ons probleme en meer te fokus op God. So ja, laat die Heilige Gees toe. Laat hom toe om dit te doen wat hy graag binne in jou wil doen. Hy wil vir jou 'n rustigheid kom gee. Hy wil vir jou 'n vrede kom gee. Hy wil vir jou 'n kalmte bring. Raak vir 'n oomblik stil. En simbolies wil ek hê jy moet jou hande laat sak, rustig. Maak net jou handpalms oop voor jou op jou skoot. Simbolies. En as jy so sit, praat jy met die Here. Praat met hom. Hierdie bekommernisse wat jy het. Hierdie vrese wat jy het. Gee hom die kans om jou chaos in kalmte te verander. As jy daar wil sit en net 'n lied sing, 'n lofprysingslied, in jou gedagtes, doen dit so ook. Maar hier is die oomblik wat ons sê, Here, hier is ek.
Gees van God wat in ons woon, kom beskerm ons, kom verander ons, kom gee ook vir ons rustigheid en vrede. Here, U ken dit wat ons jaag. Here, U weet wat is dit wat ons slaap kom steel. Wat is dit wat konstant in ons gedagtes maal. Maar ons wil vandag kom en ons wil sê, ons wil U loof en prys. Ons wil soos Paulus en Silas, in dit wat ons vasgevang is, wil ons kom, en ons wil kom sing, en ons wil U aanbid. En ons weet ook, Here, dat daai boeie, wat ons vashou, dat dit ook sal afval, en dat ons ook vry sal kom. En mag dit so wees, Here. Dankie dat ons weet, o Gees, dat U is hier, om ons chaos te kom verander in kalmte. Dankie, Vader. Amen.